In hierdie week het ons stilgestaan by die weg van Jesus se lyding. En saam met ons verken hoe sy weg van lyding 'n ander soort lewe vir ons moontlik maak, hoe ons eie lyding anders te lyk. Want lyding doen iets aan 'n mens. Dit maak jou soms stiller, maak dat jy soms meer verward is, dat jy rou, wat jy twyfel. Kan jou bring op plekke waar jy nie altyd weet wat om te bid of hoe om aan te gaan nie. En tog is dit juist daar waar ons Jesus kan ontmoet. Nie net in die helder oomblikke nie, maar ook in die donker. Nie net waar ons sterk voel nie, maar ook waar ons broos is. En dis een van die groot geskenke en uitnodiging van Jesus op die kruis. Dat ons weet dat God nie op 'n afstand staan as dit kom by menslike pyn nie. In Jesus kom hy naby. Hy gee 'n tree die donker in. Hy dra die gewig van verlatenheid, van geweld, van gebrokenheid op hom. En daarom hoef ons nooit te dink dat in jou swaar kry, dit beteken dat God onttrek het nie. Die kruis gaan dalk nie al jou vrae beantwoord nie. Maar dit sê dat God is nie afwesig nie, hy is hier, selfs waar jy vandag is. En daarom wil ek jou vandag nooi om terug te kyk oor jou week. En terug te dink aan wanneer was jy veral bewus van die Here se nabyheid en sy werk in jou lewe. Waar was daai oomblikke waar jy vertroos, geliefd gevoel het? En dalk ook, maar waar was ek onseker? Waar het God ver van my gevoel? En soos wat jy dan met daai bewussyn ook kyk na die week wat vorentoe lê, wat is dit wat jy vir die Here vra in hierdie oomblikke? Mag jy groei in jou raak sien van God wat na ons toe kom. Wat na ons toe kom deur mense, deur 'n bemoedigende woord, deur die natuur, deur die skrif. En mag hierdie raak sien vir jou die moed gee om hom te bly soek in elke aspek van jou lewe, ook in jou lyding. En dank wil jy vandag dalk by die Here 'n eerlike gebed hê. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U voortdurend aan die werk is in ons lewe. Dankie vir U genade en vir U liefde wat oomblik vir oomblik na ons toe kom. En Here, help ons om U werking in ons lewe raak te sien, maar ook om daarvoor ja te sê, sodat U werk in ons kan doen. Dankie vir U liefde wat ons aanvaar net soos wat ons is. En dankie vir U liefde wat ons wil heel maak en lei na dieper vlakke van vrede en van vryheid. Amen.